Dit is Pinkstertyd, 'n tyd van verwagting, 'n tyd van verwondering, 'n tyd waar ons weer as 'n geloofsfamilie saam, kinders van die Here, weer besin oor die werk en die wese van die Heilige Gees. En as Ring het ons besluit om 'n lekker Pinkster vir u aan te kan bied, en daarom sal daar elke aand een van die Ringskollegas wees wat 'n wonderlike tema en 'n preek vir julle sal stuur, en ons sien uit om te hoor wat julle sê, hoe dit julle manier van dink oor die Heilige Gees en die werke daarvan verander het en geïmpakteer het. En ek wil net vir jou sê, jy is welkom hier, of jy nou hierdie preek vanoggend luister, of vanmiddag luister, of dalk in die aand rondom 'n lekker braaivleisvuur. Mag die woord van die Here jou binneste sommer net kom warm maak, mag dit jou kom vervul, en mag die Heilige Gees, net soos met die eerste disippels daar in Jerusalem in die boefretrek, mag die Gees van God jou kom stuur. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net saam met my stil te kom word. Franciscus van Assisi leer ons 'n gebed as 'n instrument om die Here se vrede te gaan wees. En daarin bid hy en hy sê, Here, kom maak my 'n instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat ek daar u liefde bring. Waar daar belediging is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soek om getroos te word nie, maar liewer om te troos. Nie om verstaan te word nie, maar om te verstaan. Nie om geliefd te wees nie, maar om lief te hê. Want dit is in gee dat ons ontvang. Dit is in vergifnis dat ons vergewe word. En dit is in sterwe dat ons tot die ewige lewe gebore word. Amen. As jy jou Bybel sommer nou byderhand het, wil ek jou uitnooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge 1. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Lukas hier, die skrywer van Handelinge, skryf vir ons die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het, en ook waaroor hy onderrig gegee het. Tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle oor die sake van die koninkryk gepraat het. En terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Maar Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer kom oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in Judea, en Samaria, en tot aan die einde van hierdie aarde, tot en met so ver. Jesus het so pas opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het sy disippels weer bymekaar gemaak, hulle wonde aangespreek, natuurlik hulle geloof ook versterk, onthou jy met Thomas. En toe, vertel Handelinge ons, gaan hy hemel toe. Kan jy net indink daai oomblik hoe dit vir die disippels moes gevoel het? Hoe sou jy gevoel het? Wat sou jy gedoen het? Ek bedoel, die disippels begin nou net vir 'n oomblik weer verstaan. Hulle kry weer hoop. En dan verdwyn Jesus agter 'n wolk in. Handelinge vertel vir ons dis hemelvaart, 'n heilige oomblik, 'n gewigtige, ewige oomblik. En dan, wat dan? Stilte. En wat nou? Jy sien, in hierdie stilte, in hierdie ewige, heilige oomblik is daar ook 'n opdrag, 'n duidelike goddelike mandaat. Lukas sê vir ons deur die woorde van Jesus: Julle sal my getuies wees. Waar? Tot aan die eindhoeke van die wêreld. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels en vir my en jou vandag: Ek het gegaan sodat julle ook kan gaan. Is dit nie mooi nie?
Ek het gegaan sodat julle ook kan gaan. Jy sien, die kerk word nie gebore uit 'n organisasie nie, maar uit sending uit. Ek het gegaan. Ons identiteit is nie in hoeveel mense die kerkbank of die sitplekke vul en vol maak nie, maar die hart daarvan oor mense se identiteit te kan verander. Ons is nie net die plek waar mense kom en gemaklik kom sit en beter voel oor wie hulle is en wat hulle doen nie, maar 'n beweging wat mense stuur. Jy sien, die Heilige Gees is nie net 'n ekstraatjie of 'n toevoeging by ons lewens nie. Hy is die begin van die kerk. Die asem wat God ook in Esegiel vir ons wys, wat die doodsbeendere in wat in verander het? Soldate. Jy sien, sonder hom, die Heilige Gees, het die disippels net gewag, weggekruip in 'n boefretrek. Maar saam met die Heilige Gees het hulle die wêreld op sigself verander. Dit kom leer my en jou vandag dat die Heilige Gees nie net kom troos nie, maar hy kom bring ook rigting. Hy kom rus toe, maar hy stuur ons ook met daardie herinnering, jy is nie geroep om stil te staan en te bly kyk na die hemelvaart nie, disippels, maar om te beweeg met 'n hemelse vuur. Ek dink baie keer is ek en jy geneig om te kan dink, maar dit is net vir sendelinge of vir priesters of vir pastore of vir predikante. Maar Handelinge 1 kom, gee Jesus vir my en jou nie net 'n opdrag aan 'n spesifieke tipe of 'n groep mense nie. Hy gee dit nie vir die Fariseërs of vir die Sadduseërs of net vir 'n spesiale groep mense, die elite van die mense nie. Hy kom gee dit aan wie? Aan gewonde, onseker mense wat hom so pas verraai het, weggehardloop het, nog nou die dag getwyfel het. En daarom kom Lukas en hy sê vir my en jou, ek het my eerste boek, die Lukas Evangelie, geskryf om vir julle alles te kan leer wat Jesus gesê het en gedoen het. Wow, so Lukas wil nie hê ons moet vir 'n oomblik in duisternis en onwetendheid verder gaan nie. Hy sê ek het hierdie goed vir jou geskryf sodat jy kan sien en kan hoor en kan weet presies dit wat Jesus gedoen het. En Handelinge is eintlik ook maar net 'n vooruitsetting van dit wat Jesus reeds in Lukas begin doen het. Jy sien die identiteit, die hart van die kerk in Handelinge wat ons lees is gewortel in wie? In Jesus self. Ons is nie 'n losstaande organisasie nie, ons is die liggaam van Christus, soos Paulus ons ook herinner in 1 Korintiërs 12. Ons is geroep om juis sy werk hier voor te kan sit. Jy sien, Jesus verskyn aan hulle na sy lyding en dan gee hy vir hulle hierdie tasbare bewyse dat hy leef. Hy sê, kom jy wat onseker is, jy wat twyfel, kom druk jy self jou hande hier in my wonde, kom voel, ek leef. So in daardie bewyse sien ons nie dat dit die begin is van onsekerheid nie, maar 'n oorwinnende sekerheid. Kom kyk self. Ek en jy, ons is deel van iets groters. 'n beweging wat Jesus self begin het en nou juist deur die Gees voortgesit word. En hy gee dit aan mense soos ek en jy. Ons, die kerk van vandag, dra steeds daardie wonderlike opdrag. Om natuurlik soos Jesus te leef, om Jesus te deel, om Jesus te wys in ons huise, in ons kerke en ook in ons werksplekke, in ons gemeenskappe. Ek en jy is soos daardie hande en daardie voete. Ons is die bewyse dat Jesus leef. En tog is ons werk nie net om uit te reik en uit te kan gaan nie, maar ook om op te kyk. Is dit nie besonders nie? Die engele sê juis hier vir die disippels hier in Handelinge 1, hy wat opgevaar het, hy sal weer kom. Wat staan julle so en kyk? Jy sien, ons werk is nie net om uit te reik nie, maar ook om op te kyk. Want daardie belofte, dit gee vir my en jou 'n stuk ritme, nê, 'n bietjie hoop. Elke getuienis wat ons gee, is nie net 'n storie nie, maar dis eintlik 'n voorbereiding. Jesus kom weer. En die wêreld vra steeds nog vandag vrae, maar wat nou? En God antwoord steeds nou, my kerk, vol van my Gees, geroep om te wat? Te getuig. Geroep om te gaan, nie net om te staar nie, maar om te gaan.
Jy sien, die Heilige Gees kom gee ons nie net die krag om sekere dinge te kan doen nie, hy kom gee ons die identiteit om iemand te kan wees. My geroepenis. Ek wil jou vanoggend sê, jy is deel van God se plan. En jy is gevul met sy Gees, en jy is gestuur juis met daardie opdrag. En daarom herinner Lukas ons juis hierso in Handelinge, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vers 8, loer gou weer vir 'n oomblik daarna. Jy sien, die opdrag van God is nie iets wat ek en jy ons eie mag en krag en intensiteit moet doen nie. Die Heilige Gees gee hierdie bo-natuurlike krag, nie ons nie. Hy gee hierdie wysheid, hierdie moed, hierdie leiding. En let gou op vir 'n oomblik, wat moes die disippels doen? Wat was die opdrag gewees? Om te wag. Om te wag waar? In Jerusalem. Die opdrag mag dalk dringend klink of wees, maar gesien God se tydsberekening en toerusting kom eerste. Wag. Watter dinge probeer ek en jy elke dag uit ons eie krag doen? Het ek en jy net so disippels in Jerusalem gewag vir die Heilige Gees voordat ek en jy kan beweeg? Lukas gaan dan verder en hy vertel vir ons, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as waar die hele Judea, Samaria en toe ook tot op die eindhoeke van die wêreld. Jy sien, dit is die hart van die identiteit van die kerk, is om getuies van Jesus te wees. Dit is 'n progressiewe ding, dit is 'n ding wat aanhoudend gebeur. En hoe verduidelik Jesus dit? Hy sê Jerusalem, Judea, Samaria en ook die eindhoeke van die wêreld. Jerusalem, wat bedoel Jesus daarmee? Jou onmiddellike gemeenskap, jou onmiddellike konteks, jou huis, jou kerk, jou dorp. En dan kring dit verder uit, is dit nie? Judea en Samaria, jou streek, selfs mense wat anders as jy is, dink, droom, bid, praat. En dan nog verder uit, die uithoeke van die wêreld. 'n globale roeping. Getuies beteken getuie van wie hy is, van wat hy gedoen het, en nie wat ek en jy doen nie. Nie net preke nie, maar 'n lewende getuienis oor wat die lewende Here in jou lewe doen. Om dit so 'n bietjie huis toe en hart toe te bring, dink vir 'n oomblik vandag. Wie is jou onmiddellike Jerusalem? Wie is die mense wat die Here op jou hart druk wat jy moet bereik? Lukas vertel ons dan nog verder. Hierdie Jesus wat julle sien van julle opgeneem is na die hemel toe, hy sal net so terugkom soos wat hy weer gegaan het. Jy sien, die kerk se werk is nie lukraak en vreemd nie. Ons werk met wat? 'n verwagting. Jesus kom weer. Die opdrag het eintlik 'n duidelike doel en 'n einde. En wat is dit? Om gereed te wees vir sy wederkoms, wanneer hy weer kom, en dan soveel as moontlik mense te neem na sy koninkryk. As jy regtig glo dat Jesus weer kom, hoe verander dit vandag jou roeping, jou prioriteite? En jy sien die verhaal van Handelinge 1, vertel Lukas ons so mooi, begin met 'n wolk, maar dit eindig met wat? 'n opdrag. Jesus vaar voor die oë van sy disippels op, maar dan kom daar wat? 'n stem uit die hemel. Waarom staan julle so en kyk na die hemel? Dit is so asof God sê, moenie net kyk nie, gaan leef dit uit. My en jou geloof is nie bedoel om bewaar te word soos 'n erfstuk nie, dis bedoel om gedra te word soos 'n vlam, lig en sout verander. Die kerk is nie net 'n gebou waar ons inskakel en skuif nie, dis 'n liggaam wat uitstap. En so roep God my en jou vandag. Ek en jy, ons is gevul met sy Gees, gevorm deur sy genade en geroep tot sy opdrag. Nie net om stil te staan nie, maar om te gaan. Nie net om te staar na die hemel nie, disippels, maar om hemel hier op aarde te bring. Nie net om te kan glo nie, maar om te kan getuig. So mag ek en jy wees soos daardie eerste volgelinge, daai Theophileo, daai Theophilisse waarvan Lukas skryf, daai liefhebbers van God. Nie perfek nie, maar bereid. Nie vreesloos nie, maar vol van die krag van die Heilige Gees. Nie net volgelinge nie, maar gestuurdes.
Amen.